Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Mag ons ook saam nader aan die Here groei. Ons het net die volgende afkondigings van die kerkraad se kant af, 'n gemeenskap opgeneem met die Gereformeerde Kerk Nelspruit, Suster Karen Koen. En dan met attestaat verwelkom ons vanaf Gereformeerde Kerk Barberton vir Suster Annerie Fourie. Dan het ons dan ook gemeenskap opgesê met die Gereformeerde Kerk Nelspruit, broer Peer, Suster Annel met dooplidmate Carmen en Cindy van Vieren. Dan aangesien daar geen wettige beswaar teen hulle bevestiging by die kerkraad ingedien is nie, sal daar vandag dan in die amp as ouderling bevestig word broer Jaco Koekoemoer en broer Thys Swart en ook as diaken broer Tian Reineke. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die dankbaarheidsfonds. As katekisasie vanmôre na afloop van die erediens les 29. Maar baie klasse is reeds klaar en ons vra asseblief dat die laerskoolkinders wat dit kan bywoon net so 10 minute na die erediens hier by die orgel bymekaar kom. By Tannie Maritjie, dat julle ook dan saam met haar sing en oefen vir die kersangdiens, die van julle wat dit kan bywoon asseblief. Dan wil ons ook sê baie welkom aan nuwe intrekkers en besoekers. Julle kan die ouderling aan diens hier voor kom ontmoet na afloop van die erediens. Vir ouderling Piet van der Walt sal julle hier voor ontmoet, net om lidmaat besonderhede ook bymekaar te maak. Ons tree toe tot die erediens, terwyl ons so sit met Psalm 29, daarvan die eerste en die 5de vers. Ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in al die ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam 'n loflied vir die Here, Psalm 34, daarvan die eerste en die tweede vers. Ons sing dit staande en ons bly staan om saam ons geloof te bely.
Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige, ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre weer saam na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit as deel van ons verootmoediging en versoeningsdiens. Ons luister saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here terwyl ons so sit met Psalm 25, daarvan die 2de en die 4de vers, daarna bid ons saam.
bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre weer kan klein word voor U en dat ons tot U kan kom en dat ons U naam mag aanroep. Dat ons in die huis bymekaar mag wees en so ook op 'n besondere manier U teenwoordigheid mag beleef, dat ons onder die seënende hand van ons Here mag inkom en dat ons onder die seënende hand van ons Here mag uitgaan. Dankie dat daar 'n behoefte is in ons harte om U op te soek, o Vader. Om tot U te nader en voor U klein te word en onsself in ons verhouding met U ook reg te stel. Een waar ons klein en nietige mense is en U die groot en almagtige God is. Lei ons Vader ook deur U woord vanmôre weer en deur alles wat ons doen, ook deur die verkiesing van 'n predikant, ook deur die bevestiging van ouderlinge en 'n diaken, dat ons deur dit alles na U sal kyk en sal sien hoe dat U bo dit alles staan, hoe dat U die een is wat roep, hoe U die een is wat uiteindelik ook aanstel en dat dit vir U is dat ons ook verantwoording doen. So bid ons Vader, dat U ook ons genadig sal vergewe alles wat ons teen U oortree. Ons besef, ons bely vanmôre Vader, dat daar baie opsigte is waarin ons tekort skiet. Dat ons dikwels net in ons gedagtes alreeds U wette oortree en daarom is ons oneindig meer skuldig voor U wet as wat ons ooit kan dink. En het ons soveel meer U genade deur U seun Here Jesus Christus nodig. En daarom bid ons Vader, vergewe ons sonde, nie omdat ons dit verdien nie, maar op grond van die soenverdienste van U seun. Lei ons om dan ook nie net jammer te wees oor dit wat ons verkeerd doen nie, maar om daadwerklik te bekeer, weg te draai van dit wat verkeerd is en ons te rig op U, die oog gefestig op U, die beginner en die volëinder van die lewe. Ons vra Vader dat U dan ook sal wees met hom wat die beroep ontvang het en die beroep moet oorweeg as predikant. Ons vra Vader dat U deur U genade ook in sy hart sal werk en dat U hom ook sal lei tot die regte insig, ook ten opsigte van waar dit is wat U hom ook roep. Lei ons dan ook so Vader, as ons later vanmôre dan ook 2 ouderlinge en 'n diaken in die ampt gaan bevestig, wil U hulle ook bywees en lei in die amptswerk wat U aan hulle elkeen toevertrou het. Wil U ons as gemeente gewillig maak om ook onder hulle toesig te staan en ons te laat lei deur die diens waarin hulle ons voortgaan. Ons dankie Vader dat ons ook deel kan wees van 'n gemeente wat vir mekaar omgee en daar is baie mense wat op hierdie stadium deur diep, swaar, moeilike siekte tye gaan. Ons bid dat U arms van ontferming oor elkeen sal hou, as dit U wil is, dat U ook daar sal uitkoms gee, soos wat dit ook binne U wil bestaan. So bid ons, soos ons Here Jesus Christus het ook gebid het, laat die lydingsbeker by hulle verbygaan, maar nogtans nie ons wil nie, maar U wil geskied. Want ons weet uiteindelik is U die een wat beskik. Uiteindelik is U die een wat oor alles heers en regeer. Uiteindelik is U die een wat ook ons lewens in besit neem. Dankie Vader, dat dit ook vir ons beter is by U, as wat dit op enige ander plek is. En dat dit ook vir ons 'n diepe troos mag wees. Lei ons dan nou as ons die woord oopslaan, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons, gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 18 vers 14 en daarna lees ons saam uit Kolossense 1 uit.
Ons lees vanmôre saam uit Kolossense 1 van vers 3 tot en met vers 12. Ons luister na die woord van die Here. Elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Julle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie, julle bereik het. Soos oral in die wêreld het die evangelie van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. Dit het julle geleer by Epaphras, ons geliefde medewerker wat ter wille van julle 'n getroue diensknegt van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. En deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Ons lees tot sover. Ons teksvers verse 9 en 10. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan voort met ons fokustyd om hom te volg, en hierdie kwartaal in die besonder, hoe lyk dit as ek my Here Jesus volg? Ons vertrekpunt is dit wat ons in die Petrusbrief lees, dat ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is, en dat ons daarom noodwendig anders gaan lyk as die wêreld rondom ons. En dit, hierdie waarheid, vertaal deur na 'n hele klomp dinge. Goed waaroor ons anders moet dink, situasies waarin ons anders moet optree. En in die wêreld is een van die boodskappe wat hard gedruk word is, jy en jy alleen. Jy teen die wêreld, jy is die enigste een wat dinge kan verander. Dis jy en jy. Jy kan self, jy moet net jou beste self word en jou beste lewe nou leef, en dan kom akronieme soos YOLO en FOMO na vore, want jy leef net een keer en moenie hierdie belewenis misloop nie. Maak van elke geleentheid gebruik om die lewe te beleef. Dit gaan oor jou en wat jy voel. Dit gaan oor jou selfverbetering, jou onmiddellike bevrediging, dit wat ek wil hê en dit wat ek wil voel nou. God het ons geroep om anders as dit te wees. Vreemdelinge en bywoners in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. So ons moet noodwendig anders lyk. Die wêreld se fokus is toenemend ek eerste, die beweging die wêreld oor is om my regte, my opinie, dalk selfs deesdae my opgemaakte identiteit, sodat as ek wil identifiseer as 'n gevriesde pikkewyn, dan moet jy vir my sê brr. Dis hoe ver die wêreld gaan hiermee. Gaan oor my en wat ek voel en wat ek wil hê en wil afdwing op ander mense. En daarom verhef ek myself bo die res. En hoewel daar vandag dalk 'n ander klem is daarop as voorheen, is dit nie 'n unietjie nie. Dis 'n sondige vergryp so oud soos Adam en Eva self. Om myself bo alles te verhef is 'n menslike ingesteldheid wat van Genesis 3 afkom. Om te sê, ek is my eie God. Ek is in beheer, ek bepaal wat reg is, my emosies, hoe ek daaroor voel,
is die waarheid en die waarheid, soos dit uit die woord van God uitkom, is nie meer die waarheid nie. En dit is wat sy kop in Kolosse ook uitgesteek het. Paulus skrywe aan die gemeente in Kolosse vanuit die tronk, en nou kan ons dalk net 'n oomblik neem en opmerk dat meeste van ons onder traumatiese omstandighede sal ons eerder aan onsself dink as aan ander. Ek is seer, ek is verontreg, ek het bekommernis, arme ekke. En daar is min plekke, dink ek, waar mense so simpatiek sal wees teenoor jou as jy so voel, as wanneer jy onregmatig in die tronk gestop word. Maar wat doen Paulus? In die gevangenis, in hierdie omstandighede, dink hy aan die gemeente in Kolosse. Hy skrywe aan hulle, want hulle versoeking is baie groter as sy beproewing. Die punt is, geliefdes, hy sou in die oë van die wêreld heeltemal geregtig wees daarop om homself jammer te kry en die wêreld buite sy 4 mure te ignoreer, maar hy doen dit nie. Hy is bekommerd en bemoeid met hierdie jong gemeente, want hulle is onder die aanslag van dwaalleer. Die inhoud van die dwaalleer is 'n eenvoudige vergeesteliking gewees. As dit sleg gaan met jou, is dit omdat jy God teleurgestel het. As dit goed gaan met jou, dan is dit seën op die goeie werk wat jy gedoen het. So dit gaan oor jou. Die dwaalleers het die evangelie verdraai in 'n iets vir iets verhouding. As jy die wet goed genoeg gehoorsaam, dan sal jy God se seën ontvang. Baie soos die dwaalgees van vandag verklaar, as jy goed genoeg glo, dan sal jy gesond wees en jy sal nie siek word nie, of jy sal genees van hierdie verskriklike siekte. Dit gaan oor jou en hoe goed jy glo, die kwaliteit van jou geloof. As jy goed genoeg glo, gaan jy ryk word. Die Here gaan jou seën met oorvloed en met geld en besittings. As jy goed genoeg glo wat jy sê, sal God dit laat gebeur, want eintlik staan God in diens van die mens. Dis wat verkondig word. Hierdie hele verhouding, soos ons dit sopas beskryf het, staan in die lig van God in diens van die mens. En dan moet ons vir onsself eerlik en opreg vra, as ons vir 'n oomblik hierdie gedagtes vir onsself ons eie maak, wie is dan God en wie is dienskneg? Wie is skepper en wie is skepsel? Dis met hierdie dwaalgees in hulle midde dat Paulus diep besorg oor hierdie gemeente sy brief skryf. Die feit dat hierdie brief bestaan uit 'n uitvloeisel van fokus op God, my naaste, en ek is dan laaste. Ek dink eers aan die eer van God en hoe hierdie dwaalleer besig is om God se openbaring en sy eer te skaad. Hy dink eers aan sy naaste wat onder die invloed van hierdie dwaalleer staan, en hy dink minder aan homself wat in die tronk sit en swaar kry. Ons kan dus sê, Paulus leef in praktyk wat hy vir sy gemeente preek. Nou skryf Paulus eers in verse 3 tot 8 aan die gemeente oor die dinge waarvoor hy dankbaar is. Hy is dankbaar dat hulle geloof in Jesus Christus nog vas staan en dat hulle dit aktief uitleef in hulle liefde vir ander gelowiges. Dat hulle staan op die fondamente van geloof, hoop en liefde. En dit is duidelik dat die evangelie in hulle midde vrug dra as gevolg hiervan. Nou skryf Paulus sy dankbaarheid uit, maar in realiteit herinner hy sy gemeente, herinner hy hierdie gelowiges aan hulle fondament. Hierdie is waarop julle moet terugval, Kolosse. Hierdie is die basis van wie julle is. Hierdie is die basis van julle verhouding. Val terug op julle vaste geloof, sekere hoop en vurige liefde vir Christus, soos julle dit uit die evangelie ontvang het en dit aan julle verkondig is. En julle weet wie hierdie waarheid ken? Epafras, hy is julle mentor, hy het julle geleer. Hy is julle herder. As julle twyfel of iets wat aan julle verkondig word in lyn is met die evangelie of nie, gaan gesels met hom en toets dit self aan die woord. Maar verduidelik hy aan die gemeente in vers 9 tot 14,
Julle het ook 'n verantwoordelikheid, julle ken die waarheid. Julle het julle mentor om op terug te val, maar moenie stagneer in julle geloof nie, moenie dink julle het in die geloof gearriveer nie. Epafras, volgens vers 8, het aan Paulus geskryf en Paulus beklemtoon in vers 8, waarvoor Epafras dankbaar is, die liefde wat in die gemeente gekweek is, maar sonder dat dit daar geskrywe staan vanuit die konteks van die brief van Kolosse, kan ons aflei dat Epafras ook die een is wat vir Paulus sy bekommernis oor hierdie dwaalleer gemeld het. Paulus se gebed is daarom dat die gelowiges deur die wysheid en die insig van die Gees God se wil duidelik sal ken, sodat hulle tot eer van die Here sal leef deur te doen waartoe hy hulle geroep het. Hierdie bede is in effek 'n aansporing om hulle self in God se woord te verdiep, om hulle self in die evangelie te verdiep, want woord en gees is onlosmaaklik deel van mekaar. Dit bevestig 2 Petrus 1 vers 20 ook aan ons. Enigiemand wat iets anders verkondig is besig met dwaalleer, geliefdes. Enigiemand wat verklaar en sê, maar die Heilige Gees het vir my gesê, kom ons vergeet van wat die Bybel sê, is besig om te dwaal. Want God sê, die woord en die gees is onlosmaaklik aan mekaar verbind. As ons onsself in die woord van God verdiep, dan gaan ons sy wil kan ken. Ons het gister by 'n wijksbyeenkoms het ons die gesprek gehad oor, hoe kan ek weet wat God se wil is? Eenvoudig, gaan lees sy woord. En bid, dat die Here ons tot insig deur sy woord en sy gees bring, tot dit wat hy van ons wil hê. Want dit is die openbaring van God, die bekendmaak van God. Dis God wat sy wil aan ons bekend maak, en dan is dit nie net om die woord te bestudeer nie, maar om ook daardeur verander te word, deur te doen waartoe hy ons roep. Dan volg ons hom, nie wanneer ons besluit oor watter dele en wanneer ons dit wil doen nie. Nie oor sekere stukkies in die Bybel wat ons mee saamstem nie. Nee, ons volg hom soos hy homself openbaar in sy ganse woord. Daar is nie uitsondering nie. Dis wanneer ons hom ken, wanneer ons in 'n lewende verhouding met God staan en ons in dankbaarheid buig voor sy wil, dat ons in goeie werke dan sal toeneem. Dat ons 'n beter weergawe van onsself word, omdat ons nie word wat ons wil wees nie, maar word wat hy ons gemaak het om te wees. En as ons in hom geanker is, in die waarheid van sy woord, dan kan ons staande bly onder die aanslag van dwaalleer. Paulus sê dus, hierdie dinge weet julle is die waarheid, want hierdie is die dinge wat julle leef, lees vers 3 tot 8. Hy herinner hulle aan hulle mentor en herder, na wie hulle kan draai as hulle begin twyfel, en dan bid Paulus, dat hulle dan sal toeneem in hulle liefde, toe sal neem in hulle hoop en geloof, deur toe te neem in hulle kennis van God. Want 'n boom wat ophou groei is 'n boom wat besig is om dood te gaan. As ons ophou grawe in God se woord, as ons ophou om hom aktief op te soek, as ons ophou om 'n aktiewe, lewende verhouding met hom op te soek, is ons besig om in die geloof dood te gaan. En dit is veral wanneer die winde van dwaalleer ons totaal ontwortel. En dan die laaste opdrag, met blydskap moet julle die Vader dank. Waarvoor? Dat hy julle geskik gemaak het, dat deur die offer van sy seun ons skoon gewas is van ons sonde, sodat ons vlekkeloos voor hom gestel kan word en dan ook so sy kinders genoem kan word. En die kinders van God het die sekerheid van 'n ewige erfenis. So omdat ons dit het, omdat ons hierdie erfenis het, omdat ons hierdie sekerheid het, omdat ons weet ons is God se kinders. Omdat Kolosse dit besef, omdat hulle dit het en dit reeds leef, moet ons met blydskap die Vader dank. Hoe doen ons dit? Heidelbergse Katekisme Sondag 45. Hier bely ons dat die gebed die vernaamste deel is van ons dankbaarheidslewe. Dit is daarom ook so gepas dat verse 9 tot 14 staan onder die hoofie
ons bid vir julle. Om met blydskap God te dank is om met blydskap hom in gebed te verkeer. Eerstens oor dit wat hy bewerk het en dit waarin ek deel het. Dit is die onmiddellike konteks. Maar ook vanuit die voorbeeld van Paulus in verse 9 tot 11 is dit om met blydskap voorbidding te doen vir die koninkryk en vir ander. Jy sien, geliefde van ons Here, ons is geroep nie om vir onsself te lewe nie. As jy dit nou nog dink, verander die prentjie asseblief. Jy bestaan nie vir jouself nie. Jy bestaan nie net om te bestaan nie. Ons is geroep om nie vir onsself te lewe nie. Ons is geroep om vir God tot voordeel van ons naaste te leef. Ons is geroep om dankoffers te wees wat uitgegiet word, wat opgemaak word, wat opgebruik word. En dit is die troos hierin. Hierin vind mense onblusbare vreugde vuur wat jou doen en laat vind, wanneer ons bestaan nie meer oor onsself gaan nie, maar oor God en hoe ek my naaste tot diens kan wees, dan verander ek. My lewe behoort nie aan myself nie, dank die Vader daarvoor. My lewe behoort nie aan myself nie, en daarom het ek die versekering van die ewige lewe, want dit is nie aan my oorgelaat nie. Hy het my kom gryp, hy het my gevat. My lewe is syne. My lewe hoort nie aan myself nie, en daarom leef ek om God en my naaste te dien. Mag die Gees van God ons harte en gedagtes rig en verander. Mag ons leef, nie vir onsself nie, maar vir God, tot nut en saligheid van ons naaste. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ons gaan nou daartoe oorgaan om die amptdraers in hulle ampte te bevestig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroers wat as ouderlinge en diaken van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet die broers dan ook wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. Ekskuus, ek het vergeet om te vra dat die broers net vir ons sal vorentoe kom asseblief. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, het diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle amptswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. En daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge geliefde broers word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. En hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle self in die rykdom van hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderlinge is die volgende: jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sonde voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en die wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie.
U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diaken, geliefde broer, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet u almal besoek en aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elke besoek sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet die Christus, die medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U dan nou gehoor wat u opdragte is? Ons vra u dan nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u aan die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk? Wat is hier op die antwoord, broer Jaco? Broer Jan? Partys. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente, wees wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En as diaken, wees toegewyd in die diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan, wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang dan hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees om vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons o Vader deur u geliefde seun. Amen. Vra dat julle sal omdraai vir die gemeente sal kyk en dat ons as gemeente sal opstaan en vir hulle die seënbede sal toesing. Ons kry nou geleentheid vir ons kollekte. Ons gaan antwoord
op die skriflesing en die prediking met die sing van Skrifberinge 3:4 vers 1 en 5. U Christus is my lewe. Die sterwe wins vir my, in lewe en in sterwe is ek aan u gewy. U is my hoogste vreugde, aan u is ek gewy. In lewe en in sterwe sal u steeds by my bly. Ons antwoord op die skriflesing en die prediking, Skrifberinge 3:4 vers 1 en 5. Ons bly staan om die seën van die Here te ontvang, waarop ons met die amen antwoord. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.